dat ons die kers aansteek en ons dink aan vrede. In ons land, in ons gemeenskap internasionaal, is daar maar nog baie dinge wat in die gebeur is en daar is sprankies hoop en dan word daardie sprankies hoop ook nog maar weer in die kiem gesmoor. So kom ons steek vanoggend die kers aan vir vrede. Ja, die ding is soos 'n braaitang. Jy moet hom so 'n paar keer net so by mekaar bring voordat hy werk. Kom ons raak stil. Here, ons oggend saam en ons sê vir U dankie vir ons saamwees. Ons sê dankie Here dat ons as 'n gemeenskap van gelowiges op hierdie een plek vanoggend by mekaar kan kom om U te loof, Here, vir al die goedheid wat U vir ons het, om vir U dankie te sê, dat U ons aanvaar soos wat ons is. Dankie, Here, dat dit nie U bedoeling is om ons te veroordeel nie, maar dat dit U bedoeling is om ons te red en ons te lei. En daarvoor, Here, sê ons dankie dat U U seun Jesus geoffer het, om dit alles vir ons moontlik te maak. Here, ons bid vanoggend vir ons gemeenskap, ons bid vir ons land, ons bid vir elke plek, Here, waar daar vanoggend nie vrede is nie. Here, bring asseblief die vrede en versag die mense se harte, wat daardie vrede moet bewerkstellig. Ons bid ook vanoggend vir almal op ons gebedslys, ook vir ander, Here, wie se name dalk nie daar verskyn nie, maar wat ook hulle eie behoeftes en probleme het. Dankie, Here, dat ons kan staatmaak op U versorging. Ons vra ook nou, Here, dat U met ons sal praat deur die woord en deur die Gees. Amen. Die tema van die erediens vandag is geskik vir God. En ek wil vanoggend spesifiek verwys na twee aspekte. Die een is my geskiktheid vir die doel wat die Here met my lewe het. Maar ek wil ook verwys na my waarde as 'n kind van die Here. En ten einde die tema uit te lig, gaan ons verwys na 'n voorbeeld van baie eeue gelede, die verhaal van Jakob, waarna ons nog so 'n paar voorbeelde uit die Bybel gaan noem, en totdat ons by 'n meer hedendaagse voorbeeld sal stilstaan, een van so 50 jaar gelede. Maar kom ons begin en ons lees uit Genesis 28 vers 10 tot 22. Jakob het uit Berseba vertrek en na Haran gegaan. Hy kom toe by 'n plek en oornag daar, want die son was al onder. Hy het een van die klippe van die plek geneem, dit as sy kopstuk neergesit en op daardie plek gaan lê. Hy droom toe, kyk, daar is trappe wat op die aarde staan, waarvan die bopunt na die hemel reik. Die 83 vertel van die leer wat na die hemel reik. Daar was boodskappers van God wat daarlangs op en af gaan. En kyk, die Here staan bo aan die trappe en sê, ek is die Here, die God van jou voorvader Abraham en die God van Isak. Die grond waarop jy lê, aan jou en jou nageslag gee ek dit. Jou nageslag sal wees soos die stof van die aarde. Jy sal uitbrei na die weste, die ooste, die noorde en die suide. Deur jou en jou nageslag sal al die goed van die aarde geseënd wees. Kyk, ek is met jou, en ek sal jou beskerm oral waar jy gaan. Ek sal jou laat terugkeer na hierdie land, want ek sal jou nie verlaat nie, totdat ek gedoen het wat ek jou beloof het. Jakob het uit sy slaap wakker geword en gesê, waarlik, die Here is op hierdie plek en ek het dit nie besef nie. Hy het bang geword en gesê, hoe vreesaanjaend is hierdie plek nie. Dit is niks anders as die huis van God nie. Dit is die poort na die hemel. Jakob het die oggend vroeg opgestaan en die klip wat hy as 'n kopstuk neergesit het, geneem en dit as 'n gedenksteen opgerig. Hy het olie oor die bopunt daarvan uitgegiet. Hy het die plek Bethel genoem, maar die naam van die dorp was vroeër Lus. Jakob het toe 'n gelofte afgelê, as God met my sal wees en my sal beskerm op hierdie pad waarop ek nou gaan,
en vir my kos gee om te eet aan te trek, en ek ongedeerd terugkeer na my familie, dan sal die Here my God wees, en sal hierdie klip wat ek as gedenksteen opgerig het, 'n huis van God wees, en ek sal van alles wat U vir my gee, getrou tiendes aan U afstaan. Die verhaal van Jakob is bekend aan ons almal. Maar kom ons verfris tog net gou ons geheue oor hoe dit gebeur het dat Jakob op vlug geslaan het. Die Here het 'n verbond met Abraham gesluit om 'n groot nasie uit sy nageslag te laat voorkom. En dieselfde belofte het hy aan Abraham se seun Isak gemaak, en daardie belofte sou oorgedra word na Isak se oudste seun, die eerstgeborene. Dan lees ons in Genesis 25 dat Rebekka, Isak se vrou, swanger geraak het met 'n tweeling. Sy het die Here geraadpleeg wat vir haar gesê het dat daar 2 nasies binne haar is. Die een sal sterker wees as die ander, en dan baie belangrik, die oudste sal die jongste dien. Met die geboorte van die tweeling was Esau dan ook eerste gebore met Jakob, so lees ons wat aan Esau se hakskeen vashou. En soos nou maar in baie huishoudings gebeur, was Isak nader aan Esau. Soos die 1983 vertaling sê, Isak het vir Esau voorgetrek, terwyl Rebekka vir Jakob voorgetrek het. Esau het nie veel gedink van sy reg as eerstgeboortene nie. In elk geval nie aanvanklik nie. Dis waarom Jakob vir hom, nadat hy honger teruggekeer het van 'n jagtog, kon omkoop met 'n bord lensiesop vir sy reg as eerstgeborene. Dan is ons deur voor te gee dat hy Esau is. Ons weet dat Jakob nie slegs geen probleem gehad het om bedrog te pleeg nie, hy was selfs bereid om die Here in te sleep by sy leuns. Want toe Isak skepties vra hoe dit dan moontlik was dat die wild so vinnig gejag en die kos voorberei kan word, lees ons in Genesis 27 vers 20, waar Jakob sê, omdat die Here u God dit vir my so laat gebeur het, wat uiteraard nie waar was nie. Ons ken dus die Jakob wat steek kom, terwyl hy aan die slaap is aan die veld. Ons ken hom as Jakob die bedrieger. Maar dan het Jakob 'n ontmoeting met God. 'n ontmoeting wat deur God geïnisieer is. Die Here herhaal sy belofte aan sy voorouers Abraham en Isak, ook aan hom. Sy nageslag sal so talryk wees soos die stof van die aarde. En daarna is Jakob se lewe nie meer dieselfde nie. As sy optrede in die verlede daarop gemik was om al die mag en die rykdom en die voorregte te kry wat aan eerstgeborenes behoort, iets waarvoor hy selfs bedrog sou pleeg, dan is hy nou baie deeglik bewus van sy plek in die plan van God, want God het Jakob geskik bevind vir sy plan. En dit bring die eerste aspek van die tema, my geskiktheid vir die doel wat die Here met my lewe het. Om mee te begin, my agtergrond, my sonde, al die verkeerde dinge waarin ek my al skuldig gemaak het, niks daarvan maak my ongelukkig om deel te hê aan God se plan nie. As God bereid was om van Jakob die bedrieger, die derde skakel in sy verbond te maak, na Abraham en Isak, dan is daar geen rede waarom God nie ook vir my gaan inskakel by sy plan nie. Ek kon dalk al by geleentheid iets van 'n twyfel by ander mense gehoor het. 'n Twyfel of hulle goed genoeg is om 'n kind van die Here te wees. Dis baie keer so asof iemand se bewustheid van sy sonde, sy geneigtheid om sonde te doen, soos ons lees in Psalm 51, om in sonde skuld gebore te wees. Dis so asof dit 'n persoon by tye aftrek en oortuig dat hy of sy nie 'n kind van die Here kan wees nie. Dis egter nie wat ons sien met God se bemoeienis met Jakob nie, waar hy Jakob roep om deel te word van sy plan.
Ons kom 'n soortgelyke geval teë 'n paar eeue later. Ons lees in Handelinge 9 van Saulus, die vervolger van gelowiges. Saulus, wat later Paulus sou heet, is op pad na Damaskus om volgelinge van Christus op te spoor, sodat hulle vervolg kan word. Maar dan het ook hy 'n ontmoeting met God. Dieselfde God, wie se volgelinge hy soek om hulle te vervolg, initieer 'n ontmoeting met hom. En van daar af is Paulus ook nie meer dieselfde persoon. God gebruik vir Paulus juis die een wat sy volgelinge uit die weg wil ruim om die evangelie te versprei. Kom ons kyk na nog 'n voorbeeld. Een uit die meer onlangse verlede. Die van u wat so 'n bietjie ouer is, ek skat ek kon myself nou daarby insluit, sal onthou of het dalk al gelees van die Watergate skandaal in die VSA, wat in 1972 plaasgevind, en die president van die tyd, Richard Nixon, sy loopbaan gekos het. In kort het dit gegaan oor 'n inbraak by die kantore van die Demokratiese Party om meeluisterapparaat te gaan plant. En die doel was om hierdie inligting wat so verkry is, te gebruik in Nixon sy herverkiesingsveldtog. Nixon het probeer om sy administrasie se betrokkenheid by hierdie voorval weg te steek. Alles het egter op die lappe gekom en Nixon het bedank voor hy in 'n staat van beskuldiging geplaas kon word. Een van die persone in die Nixon-administrasie wat 'n groot rol gespeel het in hierdie voorval, was 'n persoon met die naam Chuck Colson. Colson is saam met ander rolspelers krimineel aangeklaag vir sy betrokkenheid by hierdie skandaal en is hy uiteindelik tronkstraf van tot 3 jaar opgelê, waarvan hy 7 maande uitgedien het. In die tyd wat Colson sy arrestasie in die gesig gestaar het iemand hom 'n boek van C.S. Lewis in die hand gestop. Die boek se naam was Mere Christianity. En die lees van hierdie boek het gelei tot Colson, wat toe in sy vroeë 40's was, sy geestelike ommekeer. Een van die eerste tekens van hierdie ommekeer het hom uitgespeel tydens Colson se verhoor. Tydens sy verhoor het Colson aanvanklik sy reg uitgeoefen om nie te getuig nie, want dit sou hom bevoordeel het in sy saak. Hy was egter gekonfronteer deur hierdie reg wat hy wou uitoefen en sy Christelike oortuigings, en het daarom besluit om skuldig te pleit op een van die aanklagte. En daarvoor het hy tyd in die tronk deurgebring. Colson het vervolgens met 'n bediening begin met die naam Prison Fellowship en later Prison Fellowship International, wat onder andere gefokus het op die rehabilitasie van gevangenes en Bybelstudies in tronke. Dit is boonbehalwe die sentrum wat hy gestig het ten bate van navorsing, studies en die bou van netwerke vanuit 'n Christelike lewensbeskouing. Hier het ons dus weer 'n voorbeeld van iemand wat die eerste helfte van sy lewe sy eie rigting ingeslaan het en hom uiteindelik aan kriminele gedrag skuldig gemaak het, totdat hy 'n ontmoeting met die Here gehad het. Die metode wat die Here in hierdie geval gebruik het om tot 'n ontmoeting te lei, was om iemand te stuur om vir hom geestelike literatuur te gee om te lees. Na hierdie ontmoeting met die Here het Colson se lewe getuig van die nuwe koers wat hy ingeslaan het en het die Here hom met groot vrug gebruik in die bediening van die evangelie. Die volgende aanhaling van Colson onderstreep die punt dat almal geskik is vir God. Colson het gesê, my grootste vernedering om tronk toe te gaan, was die begin van God se grootste gebruik van my lewe. My grootste vernedering was die begin van God se grootste gebruik van my lewe. Daarom weer eens, geen omstandighede is swak, geen sonde is te groot vir die Here om my te red en te gebruik in sy diens nie. Die tweede aspek wat ek wil aanraak, my waarde as kind van die Here, is die feit dat wanneer ek 'n kind van die Here is, daar niks is wat my minder werd maak as iemand anders, as dit kom
by my verhouding met die Here nie. Of anders gestel, daar is geen rede vir my om minderwaardig te voel in my geestelike lewe nie. Nie my omstandighede, of my verlede, of my foute, diskwalifiseer my daarvan om voluit vir die Here te lewe nie. Ook nie my persoonlikheid nie, ook nie my status nie. Ek dink ons moet versigtig wees om onsself soms te wil meet aan ander gelowiges, as dit kom by ons belewing van ons saamwees met God, in die werk wat ons doen in diens van die Here. Ek moet versigtig wees om te onttrek wanneer daar oor die Here gepraat word, net omdat ek dalk voel dat ek nie so wel ter tale is nie. Of omdat ek van nature skaam is. Want almal is nie predikers nie. En almal praat nie ewe vrymoedig in 'n groep nie. Ons almal het nie eweveel geld nie. Maar die feit dat ek minder het om te gee vir die Here se werk, beteken nie ek is minder werd in God se koninkryk nie. Of miskien het ek minder tyd om by die gemeente se aktiwiteite betrokke te raak, as gevolg van my werksomstandighede. Ek hoef myself nie minder te ag as die volgende persoon, wat dalk meer tyd het nie. Daar is nog baie sulke voorbeelde wat ons kan noem, maar kom ons kyk na 'n paar wat in die woord voorkom. Ons lees in Markus 12 van die weduwee, wat die bietjie geld wat sy gehad het, in die offergawekus gegooi het. Sy het gegee uit haar armoede, en nie haar oorvloed nie, en dit was vir Jesus genoeg. Petrus sê in Handelinge 3, vir 'n verlamde man wat bedel om 'n almoes, silwer en goud het ek nie. Maar kom ek gee vir jou wat ek wel het. In die naam van Jesus Christus, staan op en loop. Petrus gee nie vir die verlamde die geld wat hy gevra het nie, want hy het dit nie. Hy gee egter vir die verlamde uit die genadegawe wat God vir hom gegee het, en dit is om siekes gesond te maak. Ons lees die volgende in 2 Korintiërs 8 vers 12. En dit is baie belangrik dat ons hierdie sin in 'n wyeer konteks lees. 2 Korintiërs 8 vers 12. As daar bereidwilligheid is, en iemand gee volgens wat hy het, neem God die gawe aan. God verwag nie van iemand wat hy nie het nie. Met 'n wyeer konteks bedoel ek, wat ek vir die Here gee uit dit wat ek het, is nie noodwendig net geld en ander materiële dinge waarin ons gewoonlik dink nie. Dit sluit ook in my tyd waarvan ek kan gee, my energie, my kundigheid, enigiets wat die Here van my verlang. God verwag nie vir my om te gee wat ek nie het nie. En daar is dus geen rede waarom ek myself met ander kinders van die Here hoef te vergelyk nie. In die koninkryk van die Here word daar tog nie telling gehou nie. Colson, na wie ons vroeër verwys het ook gesê, dit is nie wat ek doen wat saak maak nie. Wat saak maak, is wat God as die Almagtige kies om deur my te doen. Wat saak maak, is dat God as die Almagtige kies om deur my te doen. God soek nie my sukses nie. Hy soek nie my prestasies nie. Al wat God soek, is my gehoorsaamheid aan hom. En hiermee echo hy wat geskryf is in Psalm 40 vers 7, die Here soek nie brandoffers of sondeoffers nie, hy soek gehoorsaamheid. Solank ek in gehoorsaamheid doen en gee wat die Here vir my verlang, maak dit nie saak wat 'n ander doen en gee nie. Ter afsluiting, kom ons gaan terug na ons tema en die verwysings in die woord vandag. Ons het verwys na 2 aspekte van my geskiktheid vir God. My geskiktheid vir die doel wat die Here met my lewe het, sowel as my waarde as 'n kind van die Here. Ons het gelees van Jakob wat 'n aardsbedrieër was, vir wie God geskik bevind het om 'n aardsvader te word. Ons het verwys na Paulus wat 'n ywerige vervolger van gelowiges was, vir wie God geskik bevind het om 'n ywerige bedienaar van die evangelie te word. Ons het verwys na 'n meer onlangse voorbeeld waar God 'n politieke knoeier geskik bevind het om 'n getuie en 'n verspreider van sy evangelie in tronke en op ander terreine te word. Ons het na arm weduwee verwys
wat uit haar armoede bygedra het deur die Here se werk. Ook so na Petrus, wat bygedra het uit die genadegawe wat God hom gegee het. Ons het gelees in 2 Korintiërs 8, dat God nie van my verwag om te gee wat ek nie het nie. Ons het geluister na die psalmdigter wat vir ons sê, dat God net een ding van my verwag, en dit is gehoorsaamheid aan hom. Uit alles wat ons vandag gehoor het, uit alles, is daar een beginsel wat ek nie saam met ons kan dra. Daar is niks in my lewe wat so erg is, dat dit my daarvan kan weerhou om 'n kind van die Here te word, en wanneer ek sy kind is, wat my minderwaardig hoef te laat voel in sy koninkryk nie. Ek is geskik vir God. U is geskik vir God, want God bevind ons geskik. Amen. Here, ons kan nie vanoggend maar net loof en prys en dankie sê dat U ons aanvaar net soos wat ons is. Dankie Here dat ons nie eers ander mense hoef te word nie. Dankie Here dat U nie van ons verwag om by te dra wat ons nie het nie. Al wat U van ons verwag, Here, is gehoorsaamheid. En selfs daar, Here, kan ons U vra om ons te lei in hierdie gehoorsaamheid. Om ons oop te stel vir U en te aanvaar die leiding wat U vir ons gee. Dankie Here vir die goedheid, dankie Here vir die omgee. Dankie Here dat U 'n plan het met ons lewe wat deel is van U groter plan vir die wêreld. Dankie Here dat U ons ook toerus om ons deel te doen. Amen. Dankie, ons kan nou die offergawe opneem.